na my. Jou Nike pakkie, jou silver chain en jou rol, geen nie vir jou lei nie. Nog 26, nog 27, nog 28, het niks wysheid of insig nie. Dit is net mental slavery. Die wêreld sê, what doesn't kill you, makes you stronger. Maar die woord van God sê, what doesn't make you stronger, kills you. Ja, ons is getraind to reject anything and everything wat in ooreenstemming is met divine revelation. Diepe manna, die brood van die lewe, Jesus Christus. Jeremia 10 vers 2 sê, moenie die gewoontes van die heidene nasies aanleer nie. Hoekom groei ons in 'n addiction om elke naweek met 'n ander vrou te wil lê? My broer, is dit jou teken van lewe? Daar is 'n saying wat sê, 'n dronk mens praat die waarheid, maar nog nooit het society erken dat Gods woord is waarheid nie. Ons maak dit 'n gewoonte om te lag as 'n babietjie vloek, maar as 'n groot woord wil ons hom slaan. Is ons dan nie geleer om die boom te buig terwyl dit nog klein is nie? Moet ons dan die addiction verhoed terwyl dit nog jonk is nie? Romeine 8 vers 7 sê, die waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God. Dit is die realiteit, en tyd loop uit in die realiteit. So broerse, vergeet van die winkelhoek en spandeer tyd met die Bybelboek, want sy is 'n kind van God. So moenie die gewone lewe wat almal lewe nie. Moenie die lewe kyk soos sy TV kyk nie. Met ander woorde, moenie doen wat almal doen nie. Moenie die hand wegslaan wat jou voed nie. Moenie verkeerde plante water nie. Moenie vashou aan kerklike trots terwyl God vir iets beter in store het nie. Live life to express and not to impress. Galasiërs 2 vers 20 sê, nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Yes, kom bekeer jou tot Jesus Christus. Van die enigste manier om God te ken is through revelation. Want revelation is the knowledge of God to our spirits. And the source of all revelation is the Holy Spirit, Jesus Christ. Romeine 12 vers 2 sê, moenie julle lewe aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. Met ander woorde, moenie verkeerde keuses maak, dan blameer dit Jesus Christus vir die onverwagtelike uitkoms nie. En lewe 'n lewe sodat niemand hoef te lieg by jou begrafnis nie, want die tyd om Jesus te erken is verby, want die tyd om met sy gees te leef is nou. Dit is maar net 'n disclosure of truth. Asim Yeshua, ek is maar net 'n kanaal waar die lewe van Christus deurvloei. Amen.